Ons is in 'n reeks wat ek getitel het Jesus Stories en ons is al in 26, nommer 26. So, dalk het jy die voriges gemis. Dan is die eerste 25 op YouTube gratis en verniet, jy kan dit gaan kyk. En dis van julle wat hierdie puntenerig presies volg en jy het nou al elkeen bygewoon en jy behoort in hierdie tyd nogal 'n redelike groot prentjie te hê van wie is God. En hoe is God se betrokkenheid prakties, tasbaar en lewensvatbaar in jou lewe? Hoe lyk dit? So as jy dit nog nie gesien het, wil ek jou uitdaag. Gaan kyk dit. Dit gaan vir jou iets beteken. Dit gaan definitief jou lewe met die Here verryk en ek glo die Here is vanoggend ook hier om in jou te werk. As jy nou vanoggend vir die eerste keer is, jy's nou bang jy gaan nie vang nie. Moenie bekommerd wees nie, jy gaan alles verstaan. Daar's in elke een 'n afsonderlike boodskap ook, maar om die groot prentjie te hê is net soveel lekkerder. Dit maak jou soveel meer wys, jy beleef meer van die Here, jy sien meer, jy het meer waardering, want jy het meer kennis opgedoen oor wie is God en wat doen God. So gaan kyk dit gerus. Ons praat in hierdie reeks spesifiek oor die woorde en die werke van Jesus. Hoekom Jesus? Want dis wat 'n kerk veronderstel is om te doen. Enige kerk se nommer 1 doel en alle kerke se nommer 1 doel moet wees Jesus. En ek kan nie genoeg raak om dit te sê nie. 'n Kerk se doel is nie om 'n mooi gebou te bou met sagte sitplekke en 'n klomp mense te nooi wat baie mooi lyk en glad nie op 'n Sondag vloek as hulle gesels nie. 'n Kerk se doel is nie om koffie te maak en die lekkerste koffie in die dorp te voorsien nie. 'n Kerk se doel is nie om liedjies te sing en te aanbid nie. 'n Kerk se doel is nie om jou geld uit jou sak uit te kry of om uitreike te doen nie. Dis alles 'n natuurlike uitvloeisel in jou lewe van Jesus wat in jou lewe is. Ek wil graag die Here se lof besing en hom verheerlik, want hy het sy lewe prys gegee om my vry te maak. Sy genade is oorweldigend, dis hoekom ons sing. Ek wil graag deel wees van die gemeenskap van gelowiges, want dis waar ek leer, en dis waar ek groei, en dis waar ek opgebou word. Of ons dit nou hier doen, in hierdie gebou, en of jy dit in 'n klein sirkeltjie in jou huis weekliks doen. Ek wil graag deel wees. Ek wil graag gee, want hy het alles wat hy gehad het vir my gegee. Dis 'n natuurlike vrug, maar dit word nooit ons doel nie. Ons doel bly altyd Jesus. En wat Jesus gesê het. Kan jy onthou daai dag wat jy die eerste keer 'n belewenis met God gehad het? Dalk kan jy nie die dag en datum onthou nie, dalk kan jy nie die tyd onthou nie. Maar iemand het jou vertel van die Here. Dit was dalk op jou ouma se sitkamerbank, dit was dalk by die braaivleisvuur, dalk was dit in 'n kerk, 'n begrafnis, 'n troue, dalk was dit 'n Christen geleentheid iewers op 'n stadion. En iemand het vir jou vertel dat jy's in sonde gebore en jy verdien God se wraak en dat jy redding nodig het. En jy kan nie enigiets doen om dit reg te maak nie. Daar moet 'n perfekte offer gemaak word vir jou sonde om jou te vergewe. En Jesus daag op. En hy is daai perfekte offer. Hy leef die heilige lewe wat ek nie kon leef nie, om te kwalifiseer om die perfekte offer te wees. En toe vat hy my pak slaag en hy word gekruisig. Word doodgemaak in my plek en hy sterf. Maar omdat hy persoonlik geen sonde gehad het nie, kon hy uit die dood uit opstaan. En al wat ek en jy moet doen is ons moet ons vertroue in sy werk sit. Ons moet nie meer in ons werk vertrou nie. Ons moet vertrou dat hy vir ons goed genoeg was, dat ons kinders van God genoem kan word. Dis al wat ek moet doen. En die feit dat hy lewe beteken daar's vir my ook nou lewe. Selfs as ek in hierdie wêreld doodgaan, is daar lewe saam met hom. Iemand het dit iewers gesê, jy het dit gehoor. En terwyl jy ou gepraat het jy hierdie belewenis in jou binnekant gehad. Dis asof daar 'n splinternuwe mens aan jou binnekant gebore is. Met 'n nuwe begeerte, 'n begeerte vir God. Want jy's gebore selfsugtig. Jy's gebore vol sonde. Jy doen wat jy wil in jou rigting waarin jy op pad is. Soos jy wil, waar jy wil, en dis lekker. Daar's geen konflik nie. So nou en dan gebeur die lewe en die wreedheid van die lewe en dis verskriklik, maar verder doen jy eintlik wat jy wil en dis veel lekker. Jou lewe is lekker. Jy gaan in jou rigting tot daai dag wat iemand dit gesê het. Toe begin daar iets wakker word in jou binnekant. En is asof hierdie ding in presies die teenoorgestelde jou begin trek. Daai werk het die Heilige Gees in jou lewe kom doen terwyl jy die evangelie gehoor het. En jy het tot op 'n punt gekom waar jy begin reageer het en gesê het, o Christus, Here, ek is jammer. As gevolg van die werk wat die Heilige Gees in jou gedoen het in daai oomblik.
Dit noem ons bekering. Ons noem dit wedergeboorte. Jy's weergebore in daai oomblik. Die Heilige Gees kom doen dit. En ewe skielik beleef jy daar's konflik in my lewe. Tussen my vlees en my gees. Tussen wat ek wil en tussen wat God wil. En ek het konstant nodig om aandag te gee aan my honger en my dors vir God, wat die Heilige Gees in my gesit het. So ek wil die Here eet en drink, soos ons laasweek gesê het. En hoe doen ek dit? Deur alles van hom te leer wat ek kan. Ek het hierdie soeke na hom. Ek wil weet wat sê en ek wil weet wat doen hy. Sodat ek dit ook kan sê, sodat ek dit ook kan doen. So ek het hierdie konflik. Ek of God se Gees in my. En dis hoekom ons hierdie reeks doen. Want ons gee aandag aan daai honger en daai dors wat God in my ingesit het, toe ek die eerste keer gehoor het, daar's vir my hoop. Die eerste keer toe ek die evangelie, ek sien, dit is hoe ek God inneem. Dis hoe ek my dors en my honger na God bevredig, is te kyk na wie is hy, by hom te leer, en my lewe volgens sy manier van leef terug. My plan vir my lewe eindig. Ek bekeer myself en ek stap lood teenoorgesteld van waar ek was, na waar God my wil hê. Ek leef nou vir sy plan vir die wêreld, nie meer vir my plan vir hierdie wêreld nie. En daarvoor het ons nodig om te weet wat sê hy, en wie is hy? Hoe dink hy? Jesus het hierdie woorde gesê, ek sê net wat ek my Vader hoor sê, en doen net wat ek hom gesien doen het. Filippus, Jesus se disipel, het vir hom gesê, wys vir ons net die Vader. Toe sê hy, hoe lank is ek al by julle? Hoe lank spandeer ek nou al tyd saam met julle? Ek en hy is een. As jy my sien, sien jy hom. As jy hoor wat ek sê, dis wat God sê. As jy sien wat ek doen, dis wat God wil doen. So dis hoe ons God leer ken. En wanneer ek en jy ook besluit om na God te luister, na sy woorde, en te kyk na wat hy doen, en dit ook te begin doen, begin ons tree vir tree stap, in hierdie rigting wat hierdie begeerte van God in my hart my indryf. Ek begin tree vir tree in daai rigting stap. En hoe meer ek stap, hoe nader kom ek aan die Here. Hoe meer reinig hy my. Ons noem hierdie proses heiligmaking. Sodat jy in die gelykenis van sy seun kan kom, sodat jy ook soos Jesus kan lyk. Ons neem deel in hierdie proses. Daar's geen manier dat jy weergebore is en nog steeds net leef vir wat jy wil doen, en die Here is net 'n afdeling in my lewe. Ek gebruik hom net wanneer ek in die moeilikheid is. Dit beteken nie jy is weergebore nie. Dit beteken jy ignoreer daai begeerte wat God in jou hart gesit het om hom te ken. Jy leef eintlik nog steeds vir jouself. En ons kan baie maklik in daai lokval trap. Die storie wat ek julle vanoggend wil vertel van Jesus en wat hy ons leer in hierdie gedeelte, as jy vir my vra wat ek hier uitgevat het, dan is hierdie een, daar's baie, maar hierdie is die een ding, die mens weet nie. Daar's iets wat ons nie weet nie. En ek gaan dit vanoggend vir jou sê, en jy gaan dink, ja, maar ek weet dit. Nou gaan ek vir jou vra, weet jy dit regtig? Want dit is so belangrik dat Jesus het nodig gehad om dit te sê. En hoekom het hy dit nodig gehad om dit te sê, as ons dit geweet het? Die mens weet nie. En die storie wat ek julle gaan vertel is die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte. Jesus, wat vloek jy ons nou vanoggend so erg anders. Die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte. Nou net om jou so vinnig bietjie konteks te gee, voor ek vir julle verduidelik waaroor hierdie storie gaan, is Jesus dryf demone uit. Jesus wek nou al dooies op. Jesus voer menigte mense, hy leer met gesag. Hy doen wonderwerke. Hy het die skares nader getrek aan hom. Almal wil hê wat hy het om te gee. Hulle soek hom nie vir wie hy is nie. Hulle soek hom net vir wat hulle by hom kan kry. En dit het hom begin frustreer. Dit het hom verskriklik geïrriteer, dat ons laasweek gesien het, naderhand het almal hom gelos, nadat hy hulle verskriklik uitgedaag het met wat hy gesê het. Nog steeds het die mense maar weer drips en draps begin terugkom. Want hy maak ons nog steeds gesond. En hy voer ons nog steeds. En hy wek nog steeds dooies op, en hy het nog steeds mag oor die geestelike wêreld, wat niemand nog ooit het in die laaste 400 jaar op die aardbol gehad het nie. So hulle drom nog steeds saam. En die fariseërs en die skrifgeleerdes, die Joodse leiers,
is verskriklik jaloers op Jesus, want hy kry al die aandag. Dit is irriterend vir hulle, hy is 'n bedreiging vir hulle. En dan begin hy uitlatings maak soos hy is die seun van die mens waarvan die Ou Testament profeteer, wat verwys na hy is die seun van God, hy is God in 'n lyf. En nee, nou is jy besig om godslasterlik te wees. Ons gaan van jou ontslaa raak. Die spanning is besig om op te tel. Soos ons vanoggend se storie lees, moet jy in die agtergrond sien hoe tel die spanning op oor Jesus se lewe. En dit tel op vir nog 'n goeie rede, want hulle weet nie. Ons het so gesegd in Suid-Afrika vir die laaste 2 jaar, né? Hulle weet nie wat ons weet nie. Niemand het geweet wat Jesus geweet het nie. En baie keer weet ons nie wat Jesus weet nie. En ons ignoreer wat ons eintlik moet hoor. En ons hoor dit, maar ons hoor dit ook nie. En dit gaan ons in vanoggend se storie sien. Hierdie oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte is 'n belangrike ding wat Markus vir ons ingeskryf het. Matteus het ook hier oorgeskryf en ek sal albei van hulle aanhaal vanoggend net om vir julle die vol prentjie van dit te gee. 'n Oorgelewerde gebruik is 'n reël. Is 'n mensgemaakte reël. So God het die wet vir Moses gegee, die 10 gebooie. En toe wil ons seker maak ons oortree nie Moses se wette nie. So toe maak ons wette wat ons nie eers naby Moses se wette kom nie. Wat ons ver weghou daarvan om God se wette te oortree. So as jy 'n prentjie mens is, daar's 'n rugbyveld. Ons sit in die middel van die rugbyveld die 10 gebooie neer en dan span ons 'n heining rondom die rugbyveld. Jy kan nie daar naby kom nie. En hierdie heining wat hier gespan het is reëls. Dit hou jou weg van daai reëls af in die middel. Dat jy nie eers daar naby kom nie. Dis 'n oorgelewerde gebruik. En dit kom van die voorgeslagte af. So waar kom hierdie reëls vandaan? Dit het al begin toe die Here die wet vir Moses gegee het. Toe die Jode al hierdie reëls uitgedink. En dan dra hulle dit verbaal van geslag tot geslag oor. So ons vertel die hele tyd vir mekaar daarvan. Ons vertel die hele tyd vir mekaar daarvan. Ons sê vir mekaar. En wat naderhand gebeur het, is hierdie reëls het so belangrik geraak dat hulle selfs begin sê, die skrif sê, asof God dit gesê het. Maar dis 'n mensgemaakte reël, God het nooit daai reël gemaak nie. En dis waar hierdie storie volgend gaan. So kom ons val weg. Die Fariseërs en sommige skrifgeleerders, wat van Jerusalem afgekom het, kom toe by Jesus. Nou, Jerusalem is 144 kilos suid van Kapernaum. So die Fariseërs en die skrifgeleerdes, dis afgevaardigde ouens van die Joodse sinagoge in die hoofstad Jerusalem. Dis hoofkantoor. Het afvaardigings al die pad Kapernaum toe gestuur, 144 km. Wel, dit klink nie ver nie, ons gaan gou 1 uur en 'n half ry. Hulle het nie karre gehad nie. Dis te voet geloop. 2 weke, of donkie as jy gelukkig is 'n week lank op die pad, om daar uit te kom. Dis hoe ernstig hierdie ouens is, op Jesus se spoor. Hoekom? Hulle het gesien party van sy disippels eet hulle kos met onrein hande. Dit is met hande wat nie gewas is nie. Hierdie was nie 'n sanitêre probleem vir hulle nie. Dis nie waar hierdie gaan nie. Hierdie ouens het nog nie eens geweet wat 'n seep en hoekom dit nodig is om jou hande te was en wat doen bakterieë aan jou nie. Want medisyne was nog nie so gevorderd nie. Hierdie het als gegaan oor 'n mensgemaakte reël. Die reël was wat God vir Moses gegee het. Dis 1 keer 'n jaar moet die hoëpriester met die hele volk se offer in die tempel inkom en hy moet daai offer vat tot in die allerheiligste voor die verbondsark. En dan moet hy kom vra vir vergifnis vir die hele volk se laaste jaar se sondes. En daai hoëpriester met hom seremonieel as 'n teken van hy reinig homself, moes hy homself was voordat hy in daai allerheiligste mag ingegaan het. Want as hy onrein daar ingegaan het in die teenwoordigheid van die Here, het hy 'n tou om sy enkel gehad en hy het klokkies aan sy groot rok gehad. Dan het hy homself mors dood daar neergeval in die heiligheid van God en dan het hulle die klokkies gehoor lei en hom aan 'n tou onder deur die gordyn van die allerheiligste weer uitgetrek, want niemand kon daar ingaan nie. God se teenwoordigheid was daar binne. So hy moes hom seremonieel was as 'n teken van ek reinig myself om voor God te gaan staan met die volk se sonde. Toe gaan hierdie klomp Jode en hulle sê, "Wie, wat dis 'n goeie idee, kom ons almal doen dit." Ons almal moet die heeltyd sorg dat ons gereinig is en dat ons heilig is, dat ons niks vuil sonde op ons het nie. Dat ons God se heiligdom is. Dat elke keer as iemand vir my kyk, moet hy 'n sonbril opsit want ek skitter.
so heilig is ek. Kom ons doen dit almal, maak 'n mensgemaakte reël. En dit beteken, jy mag nie kos eet, sonder om eers gou hierdie reinigingsproses van gebed en was deur te gaan. Jy het nie regtig niks met sanitêre redes gehad nie. Jy gaan gou hierdie, dan as jy in jou kos vat, dan maak jou hand die kos heilig, en dan as jy kos insluk, is dit heilig, en dan bly jy heilig. En hierdie ouens, eet met onrein hande. Hier kom hulle met hierdie aantuiging, nou hoekom doen hulle dit? Kan julle sien, hulle is op pad na Jesus toe om vir hom te sê, want hulle soek skietgoed om Jesus te arresteer. Hulle wil nou van hom ontslaa raak. Hulle is nou moeg vir die uitlatings wat hy maak en die goed wat hy sê. Ek moet vinniger beweeg. Die Fariseërs en tewens die Jode, daai tewens beteken en net so. Die Fariseërs en net so die Jode oor die algemeen eet immers nie as hulle nie eers hulle hande behoorlik gewas het nie. Weereens, hierdie is nie 'n sanitêre ding nie. So hou hulle aan die oorgelewerde gebruik van die voorgeslagte. Nie so hou hulle self aan die wet van God nie. Onthou, hierdie skryf Johannes vir ons. Hulle het gedink, so hou hulle self aan die wet van God. Want hierdie is so goed God het dit gesê. Ons kan selfs vir Jesus verantwoordbaar hou. Want hierdie is wat ons moet doen. En Johannes is besig om vir ons te verduidelik dat hierdie was 'n mensgemaakte wet en so hou hierdie mense hulle self vas in 'n mensgemaakte wet. En wanneer hulle, kyk hoe erg was dit, en wanneer hulle van die dorp afkom, eet hulle nie, as hulle nie eers gewas het nie. Hoekom nie? Want op die mark het jy te doen gekry met Romeine, en heidene, en Jode, en wie weet wat se alle sondes val op jou, en kom lê op jou, en as jy by die huis kom, moet jy eers weer blink word, om goed genoeg te wees vir God. So elke keer as jy van die mall afkom, gaan gestort my skat, ja, gaan haal al die sondes van jou af. Dalk moet jy stort voor jy gaan, dan spandeer jy nie so baie geld nie. Daar's ook nog baie ander oorgelewerde gebruike waarin hulle hou, soos hoe om koppies, bekers, bakke en stoele te was. So selfs die goed in hulle huis het hulle geglo, maak hulle heilig deur hulle mensgemaakte wette. En kyk hier, die Fariseërs en die skrifgeleerdes vra hom toe, waarom handel u disippels nie volgens die oorgelewerde gebruike? Wie se disippels? U disippels. Dis jou skuld, Jesus. Ons het jou. Jy is skuldig. Ons gaan vir jou vertel, jy moet verantwoording doen. Waarom handel u disippels nie volgens die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte nie en eet hulle met onrein hande? Hierdie is wat ons noem wettisisme. In Engels, legalism. Ja, en daar's 'n groot buzzword in die kerk vandag. Pas op net om nie in 'n kerk te wees met legalism nie. Want daar is baie kerke wat hierdie doen, wat mensgemaakte wette op mense afforceer in die naam van God. Die definisie van wettisisme is om 'n reël te maak wat iemand se vryheid beperk. Ons weet presies hoe dit werk. In Suid-Afrika doen dit die heeltyd. Né? 'n Voorbeeld. Jy moet nou by Eskom jou solarpanele op jou dak registreer, sodat hulle jou kan begin belasting vra omdat jy die son gebruik. Hierdie is nie eers 'n joke nie. Dis Suid-Afrika. Ons maak 'n reël om jou vryheid te beperk. Mense noem dit legalism, wettisisme. 'n Mensgemaakte reël. Hierdie ouens vat dit 'n stapie verder. Hulle maak asof dit God se reël is. God het gesê, die God wat ons doen, verwag dit van jou. Dat jy jou hande was voor jy eet. Die probleem is, as jy 'n God voorhou aan iemand wat nie bestaan nie, dan is dit nie 'n God nie, dis 'n afgod. Inteendeel, jy gee 'n tree weg van wie God af is. As jy iemand se vryheid probeer beperk, waar God iemand vry maak of vry los, noem ons dit wettisisme. Legalism. En in die naam van die Here beteken jy het nie eers God weet nie. Jy's van die pad af. Dis wat hulle hier doen. En as iemand vir my vertel, Jesus was saggies en teer, dan sê ek vir daai ou, jy lees nie jou Bybel nie. Kyk hoe antwoord hy. Die profeet Jesaja het hulle mooi opgesom. Ek wonder of hy vir hulle gekyk het toe hy dit gesê het. Of hy vir sy disippels gekyk het. Die profeet Jesaja het hierdie ouens mooi opgesom. Julle skyn heiliges,
Soos daar geskrywe staan, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Want hulle kom hier mooi vroom, mooi aangetrek, 144 kilos tot hier gereis, hulle kom verdedig die eer van God. En almal buite dink, hoe, hierdie ouens is heilig, hulle is skoon, hulle veg het ons moet skoon wees vir God. Aan die buitekant is dit hoe dit lyk. Maar wat sien God? Hy weet presies wat in jou hart aangaan. En dis wat ons nie weet nie. En ons dink ons doen. Ons weet nie wat gaan ons harte aan nie. Jesus gaan dit vanoggend vir ons wys. Maar ons dink ons doen. En as jy dink jy weet wat in jou hart aangaan, is jy klaar op 'n baie gevaarlike plek in jou lewe. Want Jesus het gesê jy weet nie. Hy sê, buite lyk hulle is mooi, binne stink hulle. Hulle is grafte. Hulle is nie eens by God nie. Hulle is besig met 'n afgod. Hierdie profeet Jeremia het gesê, dit help niks dat hulle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. Met ander woorde, hulle sê dat hierdie reëls is so goed God het dit gesê. Dit help niks nie, want hulle is besig met 'n valse God. Julle laat die gebod van God los en hou aan die oorgelewerde gebruike van mense vas. En hier vat Jesus om na 'n volgende vlak toe. Hy sê, julle beperk nie net mense se vryheid nie. Julle gebruik selfs julle mensgemaakte reëls om God se wet te kom en sy wet nie te gehoorsaam nie. Inteendeel, julle dink dis 'n heining? Jy verontagsaam my wet deur jou mensgemaakte reël. En nou gaan hy vir ons 'n voorbeeld gee. So hier is maar een voorbeeld, maar hy sê daar's baie van dit en ek gaan so vinnig deur hierdie voorbeeld werk. Hy sê, hy het verder vir hulle gesê, julle verstaan die kuns goed om die gebod van God op sy te skuif en julle oorgelewerde gebruik in stand te hou. So hy sê, julle het geleer hoe om loopholes te gebruik wanneer dit by God se wet kom. En raai wat gebruik julle as die loopholes? Jou oorgelewerde gebruike, jou mensgemaakte reëls en wette wat jy self volg. Nee, soos die ontvanger. Ons almal ken die loopholes. As jy nog nie die loopholes ken nie, dan kry jy 10 te veel geld, nee. Ons kan loopholes kry. Want daar's loopholes. Daar's loopholes in die Here se wet. Ons moet dit hulle net soek en op 'n manier so posisioneer dat ons nog steeds goed lyk op die einde van die dag. En dis wat hierdie ouens gedoen het. Hier is die voorbeeld. Moses het gesê, eer jou vader en jou moeder. Hier is die 50 gebod en die 10 gebooie. En wie sy vader en sy moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word. Hy sê so, hier's 'n voorbeeld. Hier's my reël. Eer jou vader en jou moeder. Ek weet nie of julle dit weet nie, dis nogal interessant. Die Joodse nasie is tot vandag toe nog steeds die nasie wat die heel beste na hulle ouers kyk op hulle ou dag van die wêreldstatistiek as gevolg van hierdie gebod. Maar julle sê, iemand kan vir sy pa of sy ma sê, enige gawe wat u van my sou kon kry, is korban. Dit wil sê 'n offergawe vir God. So, net so 'n bietjie konteks hierso. Ek het dit laasweek gesê, in die Bybelse tyd was dit 'n ongelooflike desperate tyd. Mense het in die oggend opgestaan en gehoop ek kan kos kry voor ek vanaand gaan slaap, want niemand het yskaste en takeaways en shopping centers gehad nie. So jou groot prioriteit was elke dag as jy opgestaan het, jy het gewerk vir kos, want jy het 'n honger gehad in jou maag. Jy het fisies honger gehad. En nou word jou ouers ouer wat na jou gekyk het toe jy 'n kind was en hulle raak swakker. En hulle kan nie meer so lekker effektief funksioneer nie. So hulle begin honger ly. En eer jou vader en jou moeder was 'n reël geweest, kyk na hulle. Moenie net dink jy's verantwoordelik vir jouself nie. Ek het jou aangestel as 'n rentmeester, kyk na jou ouers. Wat jou groot gemaak het. Ten spyte of hulle goeie of slegte ouers was. Hulle het nie meer die vermoë nie. En wat hulle gedoen het in die Joodse wet, die Jode het 'n mensgemaakte reël gemaak vir al die Jode en gesê, jy kan jou hele fortuin wat jy bymekaar maak in jou aardse lewe, kan jy bemaak aan God. Jy kan jou testament opstel, dat alles wat jy in jou lewe bymekaar gemaak het, gee ek vir die kerk die dag as ek doodgaan. En so het die fariseërs en die skrifgeleerders gesorg, dat hulle altyd genoeg finansies het waar hulle werk. Want hulle was die rykste mense van al die Jode. En so het mense dit gedoen. En wanneer jy dit gedoen het, dan is dit so goed soos alles wat jy het behoort aan God.
Jy kan nie daarmee maak wat jy wil nie. Jy kan daarmee maak vir jouself wat jy wil, maar jy kan nie sommer net vir ander mense begin uitdeel nie, soos jou ma en jou pa nie. Want dan gee jy God se geld weg. En die Jode het hierdie reël gemaak om hulle te pas, om hulle aardse begeertes te pas. En so kom hulle toe nou met 'n loophole om God se wet wat sê eer jou vader en jou moeder. So dis wettisisme. Dis legalism. Ons vat iemand se vryheid weg. Hulle vat die ouers se vryheid dat hulle kinders vir hulle sorg weg deur 'n reël te maak, met ander woorde. So my kind, ek is honger, sal jy vir my 'n paar randjies oorsit? Mamma, dis God se geld, ek kan nie. Ek het dit klaar vir hom beloof. Dis presies hoe dit gewerk het. Dis wat dit beteken. Korban. Jesus sê, en so laat julle hom toe, om hoegenaamd niks vir sy pa en sy ma te doen nie. Jy gebruik jou mensgemaakte wet om God se wette te kom. So ontneem julle die woord van God sy gesag. Hoekom ontneem jy God se woord sy gesag? Want jy ontneem hulle van God. Jy hou aan hulle 'n ander God voor, 'n afgod. Jy ontneem die woord van God sy gesag deur julle oorgelewerde gebruike wat julle op julle beurt weer oorgelewer het. Daar is ook nog baie ander sulke dinge wat julle doen. Hierdie was net 'n voorbeeld. Mensgemaakte wette. En vir een of ander rede lees ons dan nie verder hier wat het toe gebeur nie. Dit is waar dit stop. Matteus sê wel vir ons dat Jesus se disippels het na hom toe gekom en gesê die fariseërs is nou ewig ontsteld oor wat jy vir hulle gesê het. En die skrifgeleerders, hulle het niks daarvan gehou nie. Maar hulle het niks gehad om terug te sê nie. Hulle het gekom om skietgoed teen Jesus te kry. En hulle kom met niks wegstap nie. Daarna het Jesus weer die menigte nader geroep en vir hulle gesê. So, die mense het seker nou 'n bietjie daar een kant gestaan terwyl hy met hierdie groepie mense gepraat het, en hulle het seker nou maar uitmekaar het gaan en toe kom die mense weer nader. Hy sê kom nader en hy sê hierdie woorde vir hulle. Hy sê, luister julle almal hier na my en verstaan dit goed. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek dink die mense het nogal na Jesus geluister sonder dat hy vir hulle hoef te gesê het luister. Ek bedoel want hy was Jesus en hy het goed gedoen wat hulle nog nooit gesien het nie, en hy het goed gesê wat hulle nog nooit gehoor het nie. Hoekom sê Jesus dit pertinent? Want hierdie is wat ons nie weet nie. En al hoor ons dit baie keer nie en weet ons dit nog steeds nie. En Jesus wil hierdie gebruik as 'n teaching oomblik, om vir ons te wys dat ons nie weet wat ons moet weet nie, dat ons nie konstant bewus is waarvan ons elke dag in ons lewe moet bewus wees nie. So hy sê, luister almal hier na my en verstaan dit goed. Moenie net luister nie, verstaan dit. En dan sê hy net, die preek is baie kort, hierdie is die hele preek wat hy toe preek. Niks wat van buite af in 'n mens ingaan, kan hom onrein maak nie. Maar die dinge wat uit 'n mens uitkom, dit maak hom onrein. Die boonste eerste sinnetjie praat Jesus van fisiese kos. Hy sê, daai oorgelewerde mensgemaakte wette wat jy dink, jou roetine en jou geestelike manier hoe jy glo en jy het 'n paar beginsels wat jy vir jouself in plek gesit het, wat nie regtig in die Bybel staan nie, maar jy voel dit bevorder jou verhouding met die Here en nou moet almal anders dit om jou ook doen. Daai is oorgelewerde gebruike. Daai kos wat jy fisies eet en in jou lyf ingaan, dit maak jou nie onrein nie. Jou oorgelewerde gebruike maak jou onrein. Hy sê daai kos maak jou nie onrein nie. Maar die dinge wat uit 'n mens uitkom, dit maak. Nou, waar kom jou oorgelewerde gebruike vandaan? Nee, dit was iemand wat 'n goeie idee gehad het. Waar kom al hierdie nuwe Suid-Afrikaanse reëls van ons vandaan, hè? Jy moet nou 'n lisensie hê vir jou fiets. As dit nie 'n April Fool's joke was nie. Het jy gesien? Jou fiets moet nou 'n VIN-nommer hê of 'n lisensienommer of wat ook al. Dis dalk 'n April Fool's joke, maar kom ons sê dis waar vir 'n oomblik. Nee? Waar kom dit vandaan? Nee, daar het iemand gesit in 'n kantoor wat 10 teen 'n aircon ingehaat het en hy was besig om 'n Kentucky burger te eet. En gedink, Christus, ons baie ons wat fietsry, ons kan nog geld maak. Kom ons vat hulle vryheid weg. Kom ons maak nog 'n reël. Waar daai reël vandaan gekom? Uit my hart uit. En wat sê my hart? Ek soek nog. Ek soek nog. Dit maak jou onrein. Hoe waat julle aan hierdie korban reël gekom, fariseërs? Dat jy kan jou hele rykdom bemaak
aan God. Waar het vandaan gekom? Dit het uit die mens uitgekom, dit het nie van God afgekom nie. Dit maak jou onrein. Dis wat Jesus sê. Wat van buite af ingaan, maak jy nie onrein nie. En dis die hele preek. En daar draai die mense om hulle loop weer. As jy in jou Bybel gaan sien, sal jy sien in die nuwe vertaling is daar nie in Markus 7 vers 16 nie. Want hulle glo wel ons die historiese ouens wat die Bybel vir ons vertaal het, sê maar Markus 7 vers 16 was eintlik nooit in die Bybel gewees nie. In die oorspronklike Griekse vertalings, die mees oorspronklikste Grieks en Hebreëse vertalings. Wat daar wel gestaan het, was die wat ore het, laat hulle hoor. Ek dink nie dit is 'n slegte een om daarin te gesit het nie. Maar dis eintlik, maar jy sal sien in jou nuwe vertaling is Markus 7 vers 16 nie daar nie. Jy lees 15 en volgende oomblik lees jy net 17. Dan lees ons 17, dan sê dit, toe hy van die menigte af weer huis toe gegaan het. So, Jesus het 'n vinnige preek gepreek, en hy draai om sy disippels by hom, hier gaan hy weer huis toe. In Kapernaum, Petrus se huis was sy huis. Toe hy van die menigte af weer huis toe gegaan het, het sy disippels hom oor hierdie beeldspraak uitgevra. Okay, ons verstaan nie lekker nie, Jesus. Dit lyk asof Jesus bietjie geïrriteerd is. Hy sê toe vir hulle, so dan verstaan julle dit ook nie. En nou lyk dit asof hy half bietjie sarkasties raak. Begryp julle nie dat niks wat julle van buite af in 'n mens ingaan om onrein kan maak nie? Omdat dit nie in sy hart ingaan nie. So dis wat ek en jy moet hoor vanoggend. Dis my hart wat my onrein maak. Dit gaan nie in jou hart in nie, dit gaan in jou maag in. En daarna uit sy liggaam uit. So nou verduidelik Jesus vir hom 'n gewone spysvertering. Eet, toilet, eet weer. Toilet, eet weer. Dit maak jy nie onrein nie. En daarmee het hy alle kos rein verklaar. Nou, hoekom staan hierdie sinnetjie hierso? Vandag gebruik mense dit buite konteks en sê hulle, nee, ek kan vandag enige ding eet en drink, want Jesus het alle kos rein verklaar. Dit gaan nie oor wat ek in my mond insit nie. Wel, jy kan nie goed eet, of jy sien nie weer as gif in nie. Dit gaan jou doodmaak. Die feit van die saak bly is, daai beteken dat die Fariseërs en die skrifgeleerders het die hele gemeenskap gedomineer met hulle mensgemaakte reëls. Wat hulle gesê het God gesê en moet ons aan gehoorsaam wees. En daar's 'n klomp goed waar hulle ingeperk was, waar hulle nie kon vry leef nie, as gevolg van wat hulle gesê het, God gesê het. En hier kom Jesus en hy sê, jy's vry. Jy mag maar eet. Julle mag daai kos met jou vuil hande geëet het. Dis die konteks waarin hierdie geskryf is. Vers 20 lees ons, maar hy het verder gesê, wat van binne af uit 'n mens kom, dit maak 'n mens onrein. Daar's so baie mense wat dink hulle harte is goed. Wat sê jou hart vir jou? Daar's so baie mense wat net leef uit die begeerte van hulle hart. En alkom jy dit in jou lewe sal doen is omdat jy nie weet nie. Dit maak nie sin nie. Inteendeel, kyk, Jesus gaan 'n bietjie verder. Hy stop nie daar nie. Van binne af, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes. Onkuisheid, oneerlikheid. Dus as ek ons vir die tieners vra, wie het jou geleer lieg? Nee, my ma. Jy wys vir hulle hierdie skrifvers. Jy word so gebore. Niemand leer jou lieg nie, niemand leer jou oneerlik wees nie. Diefstal. Ek voel versoek om hierdie ding te vat. Niemand gaan weet nie. Kom uit jou hart uit. Moord, wat Jesus ook gelykgestel het aan haat vir ander mense. Kom uit jou hart uit. Oorspel. Ek hoef nie getrou te bly aan my lewensmaat nie. Dit maak nie saak saam met hoeveel mense ek slaap nie. Hebsug, selfsug, gierigheid. Alles wat ek het is net myne. Kom uit jou hart uit. Kwaadwilligheid. Ek wil net nou 'n hamer hê. Ek kan nou 'n paar goedstukke slaan. Kom uit jou hart uit. Bedrog, mense te bedrieg. Iets voorthou wat jy nie is nie. Skynheiligheid. Losbandigheid. Afguns, jaloesie. Kwaadpratery. Daai sinoniem met skinder. Hoogmoed. Ek is belangrik. Ek mag hier wees, ek mag my eie mens wees.
Weet julle hoe siek is hoogmoed? Waar trek ons in die wêreld met hoogmoed? Ons het nou al 'n maand in hierdie wêreld, internasionale maand, Oktober, wat ons Pride Month noem, waar ek my mens wees vier, en dat ek kan trots wees daarop, op hierdie hart. Dis hoe siek ons al in die wêreld is. Ligsinnigheid. Ek gaan nooit ernstig raak oor niks nie, niks hoef ooit ernstig te wees nie, ek hoef nie te leer uit my fout uit nie. Kom ons klink 'n glasie en geniet dit net. Kom ons sing, kom ons dans, kom ons juig gewees vrolik. Kom ons gaan nie in die moeilike gesprekke in, trotseer dit, leer daaruit en vind 'n manier hierdeur nie. Want my hart sê vir my, chill. Dis nie nodig nie. Kom met jou hart uit. Luister, van binne af uit die hart van die mens. Jesus sê, elke liewe mens, elke fariseer wat nou net voor my gestaan het, wat 'n Jood is, wat geglo het, hy is rein, elke disipel, elke mens moet week te doen kry. As ek na die mensdom kyk, sien ek dit aan hulle binnekant. En die vraag is jy bewus? Elke dag, elke minuut van jou lewe, is jy bewus? En dan eindig hy. Al hierdie slegte dinge kom van binne af. En dit maak 'n mens onrein. En wat is Jesus se punt? Julle het al alles gesien wat ek vir julle doen. Julle het gesien ek wek dooies op en ek doen wonderwerke en ek leer julle met gesag en ek het mag oor geesteswêreld. Julle het gesien hoe maak ek vir julle brood. Julle het gesien hoe kan ek julle omstandighede vir julle verlig. En julle glo dit want julle volg my by die hordes, maar wat jy nie weet nie, is die toestand waarin jy is. En ek is hier om iets daaraan te doen. Jy moet bewus raak hiervan, my disipel. En ons weet nou die disipels het nou al tot geloof in Jesus gekom. Wat leer ons by Jesus? Nommer 1. Oorgelewerde gebruike veroorsaak afgoderry. En ek wil dit weer by sê, daar's kerke wat dit doen. En ons sê dis Christene wat besig is met afgoderry. Hoeveel mensgemaakte wette volg ons nie nog steeds vandag in die naam van die Here nie? Dis nie God nie. Was nog nooit nie. Ons charismatiese beweging, obviously gaan ek nie kerke se name noem nie, want ek weet nie wat is elke kerk se filosofie of wat hulle glo nie. Maar jy kan definitief in 'n charismatiese kerk die hele welvaartteologie bevind. As jy so verkeerde dag bid, gaan die Here jou so seën, mensgemaakte reëls. As jy soveel gee, dan gaan die Here vir jou soveel teruggee. Mensgemaakte reëls. Ons doen dit in kerke. En ons beperk mense se vryheid. Ek onthou so 'n paar jaar terug het jy altyd hierdie e-mail gekry. Stuur hierdie e-mail vir 100 mense aan en kyk wat doen die Here vir jou. Ons doen dit vandag nog. Dis afgoderry, dis nie God nie. Weet julle wat doen ons? Ons kry beginsels wat ons voel die Here moet ons gepraat het in ons stilte tyd. En iets wat die Here vir my gesê het. Hier's 'n goeie voorbeeld. Julle sal hierdie een verstaan. Jy's oortuig van geen Christen mag alkohol gebruik nie. En as jy 'n Christen kry wat alkohol gebruik, dan is jy met jou vinger in sy neus. Nêrens sê ons Bybel ons mag nie alkohol gebruik nie. Ek kan verstaan daar's mense wat glad nie moet alkohol gebruik nie. Maar dis wat ons doen, ons maak 'n mensgemaakte reël. Ons noem dit word 'n oorgelewerde gebruik en ons sê God sê. En dan begin jy mense oordeel daarop. Dis afgoderry. Dis godsdiens. Dis nie God nie. Die mens se hart is by verstek onrein. Daai woordjie verstek, as jy hom nie verstaan nie, is default. Jou hart is by default onrein. Dis hoekom ek nie kan stil bly op 'n Sondagoggend as ek voor die Here as ek hier kom staan en ek sê Here, hier's ek nie. Want al wat my waardig maak hier om hier te staan is U. Dis die werk wat U in die kruis gedoen het. Ek het genade nodig, Here. Ek het niks om op trots te wees nie. Al wat ek kan wees is nederig afhanklik. Want ek is
My hart. Ek moet die heeltyd my hart toets. As ek weer sien, het ek 'n nuwe ding wat ek doen in my lewe en ek dink, ek file dit onder, hierdie is vir die Here. En in die tussentyd is ek die een wat voordeel daaruit trek. En dit kom uit my hart uit en ek kom dit nie eers agter as ek dit doen nie. Want ek weet nie wat Jesus weet nie, ek sien nie wat hy sien nie. As jy elke dag bewus is daarvan dat jou hart onrein is, hoe kan jy bekostig om 'n dag te laat verbygaan om nie te gaan sit en te dink, hoekom het ek vandag gesê wat ek gesê het en hoekom het ek vandag gedoen wat ek gedoen het? Waar kom dit vandaan nie? Dit noem my stilte tyd. Ons het nodig om dit te doen. Want hoe monitor jy jou hart? Daar gaan nie vanoggend tyd wees om daaroor te praat nie, maar ek wou. En laastens, die mense het redding nodig. En dis wat Jesus vir ons hier vertel. Ek sê net hier om al jou begeertes van jou hart vir jou te gee nie. Inteendeel, ek sê net hier, dit is eintlik veronderstel om jou te aktiveer om te weet God het opgedaag. Ek is eintlik hier om te voorsien uiteindelik in jou grootste behoefte. En dis om van jou sondige natuur ontslae te raak. Salomo het geskryf in Spreuke 4 vers 23, wees versigtig met wat in jou hart aangaan, want dit bepaal jou hele lewe. En hierdie selfe Jeremia waarvan ons gepraat het, sê in Jeremia 17:9, die hart is bedriegliker as enigiets anders. Hy's ongeneeslik, wie kan hom verstaan? Ek die Here deurgrond en toets die hart en verstand, sê hy in vers 10. Ek laat die mens kry wat hy verdien, wat hom toekom vir wat hy doen. Met ander woorde, dit beteken, as gevolg van die mens se hart, sal ek my wraak oor hom uitgiet. So wat gebeur nadat jy hierdie begeerte in jou hart beleef het vir God, en jy begin hierdie pad stap saam met God? 'n Proses wat ons noem heiligmaking. 'n Proses van reiniging. En hoe meer jy weet wat hy sê, en hoe meer jy doen wat hy sê jy moet doen, hoe meer is jy besig om hom te eet en te drink. En as jy besig om in jou verhouding met die Here al sterker en sterker en sterker te raak, en al hoe meer in die gelykvormigheid van Jesus te wees. En daai proses hou nooit op solank as wat jy in 'n lyf is nie, want jou lyf is nie perfek nie. Dit eindig eers die dag as jy sterf. Dis hoekom Paulus gesê het, om te leef is Christus, is om myself elke dag neer te lê vir my wil, is om te kies om elke dag te doen wat die Here sê, en om dood te wees is 'n wins, want dan is ek uiteindelik ontslaaf van hierdie konflik. Dis weg! Ek kan juig in die Here se teenwoordigheid. Ek's vry. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, ons loof en ons prys U. Dankie vir U goedheid en U guns in ons lewens. Dankie Jesus dat U aarde toe gekom het om ons te leer. Dat U ons nie los soos ons is nie. Dat U ons kom reinig. Dat U vir ons gesterf het aan 'n kruis as 'n offer om vir ons lewe te bring. Here, ek wil bid dat U elkeen van ons die ywer en die krag sal gee en die wysheid en die insig sal gee om regtig ons harte te monitor. Dat ons sal besef hoe ernstig ons U nodig het. Dat ons nie sal leef net elke dag uit ons harte uit en dink ons is okay nie. Dat ons sal besef hoe gevaarlik dit is. Dat ons ophou ons daai advies vir mense sal gee van wat sê jou hart vir jou. Dat ons sal begin sê, wat sê die Here vir jou? Here, ons het soveel van die genade nodig. Help ons. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.